Hallo julle, raai wat? Dis tyd vir nuus in 'n nutshell met julle favourite, Friskie Mariski. Dit was 'n fucking verskriklike interessante week in nuus, okay? Skus vir daai spisserye, maar hoor gou my hart, okay? Daar is ietsie moersche fishy aan die gang in die beef-industrie. Week julle, het ek 'n tip of gekry dat die back and claw disease, okay, that's foot and mouth disease, okay, daar weer 'n tweede outbreak is. Nadat daar vroeër vanjaar soos moersche opslaa was, toe daar 'n outbreak by die Kern Beef was in Heidelberg. Long story short, ek het die minister gevra, ek het Kern Beef gevra, wat almal aanvanklik gesê het, hulle was nie bewus van enigiets nie, net om 'n bombshell te drop. Wanneer was dit? Woensdag, om te bevestig daar is wel 'n tweede outbreak. Julle, my vraag is net, hoekom 2 dae vat om dit te confirm, en tweedens, wat is julle besig om weg te steek? Soos ek vir hulle gesê het, is, weet julle wat, it's not just about the farmers julle, want hierdie foot and mouth disease, okay, dit haal cattle uit circulation uit. Met ander woorde, daar gaan minder vleis wees wat uitgaan in die mark in, die demand gaan higher wees, en dan gaan daar moontlik 'n styging in pryse wees. Okay? So nee, I'm not beefing with you, Karen. Ons wil net die waarheid weet, Chommy, sodat mense kan weet dat biltong duurder dalk gaan kos, of 'n stukkie steak, I mean. So, Minister van Agriculture John Steenhuisen, wat currently in China was by een of ander what, ek het gesien, hy het 'n press release uitgesit wat sê, daar's 'n groundbreaking ooreenkoms met China gemaak vir, ek weet nie, nartjies, nektar, plums, 'n historic stone fruit trade protocol. Anyways, we will keep that, ons sal ons oogies op dit hou. Maar, Steenhuisen het gesê, hy gaan wel maandag 'n full report doen en aanspreek oor hierdie sogenaamde foot and mouth disease tweede outbreak. Weer by dieselfde Kern Beef en dieselfde plek in Heidelberg. Julle, waarmee is julle besig? En dan, julle, soos die mense wat my kanaal volg, en dankie vir die wat volg, as jy nog nie volg nie, asseblief. So, vroeër hierdie week het ons 'n eksklusiewe walkthrough gehad van Louis Liebenberg se assets. Julle, hier is van Louis se goedjies wat in al sy huise was, van kombuisgoeders, office equipment, daai's 'n massage chair. I mean, can you even more? Ek dink nie ek het eers hierdie deel van die video op my social media gedeel nie. So, eat your hartjie uit. Ek wonder hoeveel van hierdie goedjies gaan eintlik verkoop. Julle, en daar was banke vir dae, stage equipment werd miljoene, en selfs 'n paar cheeky items. Gaan kyk bietjie terug na my ander video's, julle sal sien. Banknote met sy gesig op, 'n skildery waar hy lyk soos die ene, Lord Louis Liebenberg, en even 'n boxing robe waarop hy laat embroider het, boere verneekers. En last but not least, gepraat van Louis Liebenberg, introduce to you, Piet Liebenberg. Ek wil hierdie van my hart afkry. A.k.a. Piet weet nie. En nou, dit besluit ons gaan op TikTok fokus. En die mense wat wil weet van Miami, sit hier in 'n baie mooi Starbucks. En nee, ek lag omdat ons hierdie koerante so triek om van ons te skryf. Julle, Piet Viljoen en Mel is on a mission, okay? Hulle het 'n podcast, hulle release videos, en they are throwing out bait en die mense hap. Okay, vir die van julle wat het gevolg het, Isak Du Plessis het hulle Saterdag aand eksklusief uit Amerika uit op sy kanaal geïnterview. En weet julle wat? Dit was eintlik die mees entertainingste interview wat ek nog ooit geluister het, want daar was soveel kak kwyt geraak, okay? I mean,
Name dropping for days. Ag julle, dit was net 'n mesnes. Ek was verskriklik entertained, moes sê entertained, maar het ons regtig die antwoorde daaruit gekry wat ons wou geweet het? Nee. Piet vertel net dat hoe hy toe hy disbord was, hulle dit verkeerd gedoen het, hy weer 'n prokureur moet wees. In the meanwhile het hulle 'n podcast begin. Mike Bolhuis is op Piet se start. Julle, I don't know, this is shouting. Showmax documentary. Waar is Piet Liebenberg en Mel Trump? Ag, ek bedoel Piet en Mel Viljoen. Anyways, hulle sê, hulle het 'n paar kontroversiële kak gestraat gesê. Hulle het gesê, hulle kan nie verstaan hoekom die wit mense so kwaad is nie, want hulle het nie wit mense ingedoen nie, of hulle het nie besigheid met wit mense gedoen nie. Hulle het sê die swart mense het nie gekla nie. Hulle sê even, hulle het 'n saak gewen wat hulle verloor het. Hulle sê even, die saak wat hulle verloor het hulle eintlik gewen en ek weet nie, niemand kon sin maak, start uit back maak, mind the pan, oor wat in daai interview, what the point was nie, want as dit is om clarity te gekry, was ek nog meer de mekaar as aan die begin. Want soos Piet sê, die media skak en kwyt hulle verkeerd en is teen hulle nee. In Suid-Afrika nou is daar baie shit wat gebeur. Verstaan, dis die einste podcast wat die Tom Fokker sê, het geflop na 1 week. Okay, Suid-Afrika. Almal weet nou, die hof het bevind, ek is die beste prokureur ooit. Okay, Piet. Anyways, ek is daar vir die drama, ek is daar vir die interviews, en ek is daar vir die entertainment. Wat dink julle? Dink julle Piet en Mal, hulle is onskuldig? Dink jy hulle is maar soos ons Paul Liebenberg? En dink julle het gevlug soos die Guptas? Wat is julle opinie oor hierdie verwikkeling? Ons sal dalk moet ons tog 'n bietjie 'n deep dive doen. Anyways, julle, dit was bietjie nuus in 'n nutshell. Met julle favorite, Frisky Mariski. Hoorie, en vir die van julle wat Afrikaans alternatief wil support, of net eenvoudig julle Friskel support, gaan check my memberships, en like, share en comment vir meer. Okay, love julle lots, lekker, bye!